te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, die liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Halleluja. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindiglik meer te doen as wat ons kan bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen, amen, amen. Kom ons sit, dankie Jesus. Amen, amen. Daai is so goed, deur sy krag wat in ons werk. Het julle gehoor wat ek sê? Nie sy krag wat in die hemel werk nie, nie sy krag wat ver weg van ons werk nie, sy krag wat in ons werk. Hier, op planeet aarde. Aan hom kom al die eer toe, al die lof toe. Oneindiglik meer kan doen as wat ons kan bid of dink. Jy al gesit en gemediteer op dit? Oor wat 'n fantastiese lewe vir jou voorlê. Sy krag wat in ons werk. Soos in die hemel, so ook op die aarde. 'n ding wat ek sal aanhou preek tot in alle ewigheid. Dis wat Jesus kom doen het op die aarde. Hy het die hemel kom manifesteer vir ons. Hy het vir ons die voorbeeld kom wys. En het hy gedoen nie. Het die hemel nie gemanifesteer toe hy was nie. Ek dink hierdie week aan, ek het 'n kleintjie gekry, as jy dit gehoor het net nou. Nee, ek, my vrou. Sorry. Maar, jy weet, en ek dink, jy weet, na Jesus se kruisiging, en die prys is betaal, het is gedoen, en die gees van God kom weer terug in die mense, in sy lewensasem, soos hy met Adam wat hy geblaas het, en hulle het 'n lewende wese geword, het weer gebeur, toe Jesus boor sy disippels blaas, en sê, ontvang die gees, ek gaan die prys betaal, en die kerk is gestig, en hierdie week toe ons klein Liebe weer kry, toe ervaar ek net in my gees, soos na die kruisiging, is dit vir die hemel 'n feesmaal, 'n fees om mense te maak. Almal is op pad met 'n denkwyse van doom en gloom en op pad uit en goeders en God het iets kom skep op hierdie aarde, iets nuuts kom maak, 'n nuwe skepsel, 'n wedergebore, die oud is verby, die nuwe het gekom, 'n konsep wat die kerk nog nie lekker begryp nie. En ek sien hoe skep hy hierdie mensie. En hoe word hierdie mens gebore, en hoe huil hy, hoe die lewensasem in hom inkom, en ek sien hoe die hemel juig van vreugde, want dit is na die kruis. Dit is 'n purpose. Mense is nie meer verlore nie, mense word gemaak nou om purpose te hê in hierdie wêreld. Jy is nie net 'n eksperiment nie. Jy is hier geplaas vir 'n doel, en ek sê dit oor en oor en oor, maar tog lewe mense in vrees en in angs, asof dit nie regtig so is nie. Dit is nie hoe ons supposed is om te lewe nie. Daai gebed wat ek nou net gelees het van Paulus in Efesiërs 3. Efesiërs 1 het hy ook 'n gebed, maar daai gebed ook is so kragtig. Dit is wat hy bid vir die kerk. Hy sê, mag ons saam begryp hoe groot en hoe diep en hoe wyd en hoe hoog die liefde van Christus is wat hy vir ons het. Verstaan?
Ons het hierdie distortion van 'n prentjie oor wie God is. Ons dink ons survive maar net in hierdie wêreld. Ons dink ons het hierdie las gekry van lewe net om môre te kan brood op die tafel sit, om te kan rekeninge te betaal en al daai klas van dinge. Ons het al die sorges van die lewe waarvan Jesus praat in Matteus 6 wat nie moet wees nie, het ons. En dit is so 'n ding wat ek my missie gaan maak in hierdie lewe om weg te skeer van die kerk af. Daai armsalige denkwyse te kan wegskeer uit die liggaam van Christus af. Want dit is genoem die liggaam van Christus. Dit is nie 'n armsalige verlore spul nie. Dit is 'n oorwinningsspul. Hierdie spul mense wat hier sit, is nie survivors nie, hulle is oorwinnaars. Jy sukkel hier nie. Dis hoekom Jesus preek oor en oor en oor. Hy preek oor die koninkryk en hy preek oor 'n bekering, 'n verandering van die mind. Want hy weet dis hierso waar ons tot niet gaan. Die manier hoe ons dink oor onsself. En meeste van ons gaan maar deur die emotions van lewe. Hulle glo nie hy's gestuur in hierdie aarde vir 'n purpose nie. Dis hoekom na die kruisiging maak God mense met soos wat Jesus sê in Johannes 17, hy sê Vader, soos wat U my gestuur het, so stuur ek hulle. Dieselfde wat gebeur daar, Jesus vir die Seun van God is ingestuur in die aarde in. En dan kom ek in Jesaja 55 vers 11. Sit gou uit vir my op asseblief, Jesaja 55 vers 11. Hy sê, so sal my woord wees wat uit my mond gaan. Dit sal nie leeg terugkeer nie, maar dit sal doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Jy weet, en daai woord is Jesus Christus, wat die woord kom word het. En in Johannes 17 sê Jesus, soos wat U my stuur, soos wat daai woord gestuur is, so stuur ek hulle nou. So is my liggaam nou. Dit sal doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Jy is in hierdie wêreld ingestuur, net soos wat Jesus in hierdie wêreld ingestuur is en die prys kom betaal het, is jy ook nou gestuur in hierdie wêreld in. En is dit 'n denkwyse wat jy moet confident inraak. Hy sê, as jy kan daai kleur verander weer van daai ding, dit sal voorspoedig wees. So jy met 'n confidence kweek in jou as gevolg van die prys wat Jesus betaal het aan die kruis, sal ek voorspoedig wees in hierdie aarde. Ek is gestuur met 'n purpose. Ek bestaan nie net nie. Ek is nie net 'n eksperiment nie. Ek is nie net heel toevallig hier geplaas op hierdie aarde nie. Ek is gestuur deur die almagtige God. Hy het my geweef in my moeder se skoot. Dit is sy visie, sy doel dat ek hier moet wees. En ek trek hierdie confidence vir my aan. En ek sê, weet jy wat? So sal my woord wees, sê God, wat uit my mond uitgaan. Daai woord het lewendig geword. Daai woord het vlees geword. In Johannes 1 lees ons dit. Hy kom loop op die aarde. En daai woord sê, Jesus Christus sê, hy sy erf gedeel. Hy moet baie broers en baie susters hê. Soos wat ek is saam met hom by die dood te gaan onder die water, sê hy, is die ou man dood en staan ek op. Moet ek dan daai Jesus vir my aantrek en confident wees dat dit wat God sê daarso op vir my ook van toepassing het, dat ek is gestuur en ek sal doen dit wat ek doen op hierdie aarde sal met purpose wees. In my soeke sal ek my purpose soek. Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk. Om die koninkryk te soek, as jy soek jou purpose, wat jy is oortuig daarvan, as 'n ewigheid in jou hart, was iets wat klop hierso wat sê, ek is nie net hier om te survive nie, ek is hier vir iets groters. Die werk en daai goed is 'n means to an end. Dit support jou purpose, ja. Om geld te maak en alles. Paulus was 'n tentemaker. Jesus was 'n carpenter. Hulle almal het goed gehad wat hulle gesupport het, ja, maar dit was nie hulle purpose nie. Hulle was goed in 'n klomp goed, ja, maar dit was nie hulle purpose nie. Ek is ook goed en baie goed, maar hierdie is my purpose. My woord is my vrug. Dit is my voorsiening. Dit is wat ek doen. Gewoonlik is jou purpose is die ding wat jy beklei. Want hierdie wou ek nie doen nie, want ek kon nie praat nie. Ek het gehakkel en gehakkel, ek was disleksies, ek kon nie lees nie. En dit was juist dit wat ek moes doen. Die ding waarvan ek weggehard het, was die ding wat ek moet doen. 90% van die kere is dit in jou lewe.
Hou op jouself oortuig en sê, nee, dis nie dit nie. Dit is jou purpose. Ons werk nog steeds en ons graaf en ons gaan te kere en doen alles, maar my purpose is my belangrike ding. Hierdie is hoekom ek hier is op die aarde. Ek het 'n woord wat brand in my hart, ek moet dit praat. En ek wil nie altyd nie, tot ek hier kom staan. Vanoggend weer sit ek op my kantoor, 5:00 vanoggend. So ek sê, ja, waar is die vuur? Ek voel niks nie. Is nie lekker om so te voel nie, want jy moet nou kom preek. En al wat hy vir my sê is, Johannes 15. Ek is die wingerdstok, abide in me, abide in me, abide in me, abide in me. Dis al wat opkom by my die hele tyd. Ek sê, okay, dis al wat ek het. Wat is die teks wat ek daar het in Spreuke? Dit is Spreuke 19. Ek dink nou aan 'n ding. Ja, Spreuke 19 vers 21. Many plans are in a man's mind, but it's the Lord's purpose for him that will stand. It's the Lord's purpose that will prevail. Verstaan, ek het baie planne in my kop. Maar ek moet abide, ek moet connected wees by die source, want dit is al wat gaan prevail. Dit is al wat gaan werk, dit is al wat gaan slaag. Anders gaan ek maar net deur die emotions gaan. Ja, ek kan happy wees, maar ek gaan nie vreugde hê nie. Happiness hou vir 'n aand, môreoggend is ek weer van voor af, is ek weer job, dit moet ek volhou. Dit maak my moeg, ek raak uitgebrand. Jesus sê, kom, ek is rus, ek is vrede. Ek is purpose. Baie is my planne, maar dit is 'n Lord's purpose that will prevail. Hoekom ek gestuur is. Ek sal voorspoedig wees. My planne moet inval by die purpose. Ons in die kerk vandag hou dit om. Sy planne moet inval by, of sy purpose moet inval by my planne. En dit werk nie so nie. En dis waar die gees en die vlees bots die hele tyd. As ek ons verstaan, is wat frustreerd, ons raak moeg. Waarom sê Galasiërs 5, jy kan nie doen wat jy wil nie. En die gees wil jy by die vlees nie, en by die vlees wil jy by die gees hê nie. Dis hierdie innerlike stryd in ons. But I need to be connected to the source. Vir die Here my vanoggend sê, just abide in me. Abide, ingeënt by die purpose. En weer vir my sê, maar nie almal preek nie, nie almal doen dit nie. Moenie kyk na my nie. Soek die koninkryk. Jy gaan jou purpose vind. Hou jou besig met die dinge van die Here, nie met die dinge nie. Hy is die Here van die dinge. Die dinge sal volg. As jy verstaan wat ek bedoel. As jy 'n selfoon inplak by sy charger, dan is hy vol gecharge. Verstaan, hy is half abide. Maar as ek hom uittrek, dan begin hy uitloop net. En dan moet ek gaan. En baie, hoeveel keer deel jy nou die aand, dan vergeet jy om jou phone charge te sit. Die volgende dag sukkel jy. Want jy moet konstant die phone charge. Dis so met jou lewe ook, as jy nie abide in die wingerdstok nie. As jou planne nie inval by sy purpose nie, dan raak jy moeg, want jy moet dit volhou. Jy loop uit die hele tyd. Dus ek moet sê, bly connected. En jy weet, die power source is altyd daar. Ons raak kwaad vir die Here, partykeer, maar hoekom voel ek so, waar is jy, hoekom help jy nie? Maar dit is jou job om te connect. Die power is daar, en ons raak kwaad vir God, maar hy is die hele tyd daar. Maar ons plak jy in nie. Dit is hoe die mekaar ons partykeer is in ons mens is. Gaan plak jouself in. Dit is 'n doelbewuste besluit wat jy moet maak elke dag van jou lewe, is om connected te wees to the vine. Weer in jou vlees wil dit hê, dis hoe jy dit doen. Jy dink aan jouself uitfigure. En dan gaan daar 'n maand verby, en as jy so moeg en so depressief en so in 'n gat, dan weet jy, ek moet kom gaan kerk, kom gaan doen dit maar weer. Dan begin van voor, dan voel jy weer goed vir 'n dag of twee, want jy is ingeplak actually. En dan so gaan jy weer aan, en weer aan, en weer aan. Bly connected. Kry jou liggaam, jou denke, jou wynsak waarvan Jesus praat, moet vernuwe word. Nuwe wyn kan nie in 'n ou wynsak word. Hierdie ding moet geoefen word. Moet elke dag as jy opstaan, moet jy die purpose soek. And it's the Lord's purpose that will prevail. Baie is my planne. Ja. Maar dit is net as dit inval by die purpose. Om te soek, om honger te wees. Hoekom het jy my gestuur?
is hierdie idee dat jy gestuur is, beteken dit vir jou iets? Of sit jy vanoggend hier so en soos, as my kan klaar kry ook nou, so soek ek 'n goeie boodskap, dan kan ek weer gaan, maar beteken dit vir jou iets? Hoor jy wat ek sê, dat jy is gestuur deur God in hierdie aarde in, om iets te doen? Glo jy dit oor jouself? Of dink jy bestaan maar net hierso om deur te gaan deur die emotions en hemel toe te kan gaan? En anders gaan jy in vlees lewe altyd. Maar as jy 'n denkwyse kweek, van ek is gestuur. 2 Korintiërs 5 vers 20 sê ons tree op as gesande van God en Christus Jesus. Ons tree op as ambassadeurs. Hy sê, so sal my woord wees, Jesaja 55, wat uit my mond uitgaan, dit sal jy leeg terugdraai nie, dit sal doen waarvoor het gestuur is. Naby jou het die woord gekom in jou mond en in jou hart, sê Romeine. Glo jy dat jy is 'n woord van God wat gestuur is vir hierdie tyd en hierdie plek, in hierdie oomblik en hierdie era waar jy is nou? Het jy nog 'n confidence, of is jy maar net 'n kerkganger? Ons het met baie tradisies groot geword en goed is, maar jy is nie net 'n kerkganger nie. Efesiërs 4 sê, die gawes wat God gegee het vir die kerk is apostels, is leraars, dis evangeliste, is herders, profete. Hy sê, is gegee om die gemeente toe te rus vir hulle diens in die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons almal tot die eenheid van ons geloof kom, so volmaak, so volgroei, soos Christus Jesus. Dit is groot woorde daai. So sal ons almal kom tot die volmaakte eenheid in ons geloof, so volmaak, so volgroei, soos die persoon Christus Jesus. Dit is nou wat jy verander word. Jy word al meer verander om gelykvormig te word in die beeld van Christus. Jou purpose is die woord van God, is Christus Jesus, en dit is waarvoor jy gestuur is. Jy moet daai identiteit vir jou begin aantrek. As mense jou sien, loop hulle nie in jou vas, hulle loop hulle vas in die woord. Hulle loop hulle vas in voorspoed. Hulle loop hulle vas in mag en gesag en krag. Jy is die beste ding vir hulle, wat hulle in kan vasloop. Ons besit dit, ons dra dit. Ons is gesande van die allerhoogste God, soos wat 2 Korintiërs 5 sê. Ek sukkel nog homself om daai, maar ek kook dit. Want ek wil in my besigheid, in my verhoudings, alles moet dit manifesteer. As mense my sien, moet hulle 'n ondervinding hê, 'n hemelse ondervinding hê. As mense jou sien in die dorp, waar ek kom, moet hulle 'n experience van die hemel hê. Hulle moet 'n aroma ruik, die geur en die lig moet verander as hulle jou raakloop. Is enigiets onmoontlik dan? Ons het so baie requests en goedes, maar as ons dit gaan begin besef wat ons eintlik het in Christus Jesus, dan smelt ons requests weg en ons begin worship en prys en dankie sê. Jy het 'n purpose. As jy hier sit vanoggend en jy hou nog asem, beteken dat God wil deur jou iets doen. Jy is gestuur in die aarde in vir 'n spesifieke ding wat net jy kan uitsort. Niemand is dieselfde wat jy sit nie. Een in gees, ja. Soos wat ek preek nou, sny die woorde in jou hart en almal kry dieselfde gevoel van, yes, ek het daai purpose. Ek weet dit is daar, ek voel dit al vanaf ek gebore is. Jy is uniek. Dit het 'n confident raak in jou. Ek sê altyd, ek is die witbroodjie van die Here. Hy solt my uit. Hy kyk na my. Jy moet dit self ook glo oor jouself. Dat jy is gestuur in die aarde in. Jy is gepredestined. Ingestuur vir 'n spesifieke doel. Soek die koninkryk, soek jou purpose. As voorsiening daarin. Soos wat ek gesê het, ek het my purpose gekry eers op 30. Na jare se fight en stry met die Here, het ek dit gevind. Hy het my gegee. En vandag nou sien ek my purpose is my vrug. En my vrug is my voorsiening. Soos daai Jesaja 55 vers 11 wat ons net gelees het. Dit sal doen waarvoor ek dit gestuur het. Dit sal voorspoedig wees. Ek is voorspoedig in my lewe.
but I could actually align many other plans in a man's heart, but it's the Lord's purpose that will prevail. My plan het in lyn geval met my purpose. En toe dit gebeur, sweet spot. Kom ons gaan. Storms kom nog steeds, hulle affekteer my nie, want ek is oortuig, ek is gestuur vir die Here. Storms is nodig. Ek kyk nou weer met hierdie week met die geboorte, ek het so lekker terug gesê aan ons leiers, jy weet, as 'n kind gebore word, gaan hy deur die geboortekanaal, dis 'n tight squeeze, dis 'n press, verstaan, is nie lekker nie, maar daai geboortekanaal, daai squeeze is soos 'n chiropractor vir die babatjie, dit druk kom goed weer reg, verstaan, dit is so needed vir daai kindjie om gebore te word. Dit is nie lekker nie, maar dit is needed om gesqueeze en gepres te word vir die volgende season waarin die babatjie ingaan. En die babatjie is veilig daar in die vrugwater en in die baarmoeder daar by die moeder, maar daar buite as hy uitkom is daar 'n nuwe next level wêreld wat weer wag. Die squeeze is nodig vir die nuwe wêreld. En in die squeeze smeer goed af wat vital is vir die beskerming, die anointing, die salwing. So die squeeze is nodig, die storms is nodig. Maar ek is oortuig van 'n purpose in Christus Jesus hoekom ek gestuur is. Ek verteenwoordig hom. Hy het nie verniet dood te gaan in die kruis nie. Hy het 'n prys betaal en ek was gelukkig om gekies te word om 2000 jaar later gemaak te word. Hy het al baie tyd geweet wie ek is. Hy het daai tyd geweet wie ek is. Jesus het nie iets niets, hy was al lankal die seun van God. Die woord sê, hy het gegroei in wysheid. Jy was al lankal wat jy was, jy groei in dit in. Come on. Dit moet jou opgewonde maak vir die lewe. Dit moet alle vrees elimineer. Dit moet alle onsekerheid oor jou toekoms elimineer. Want jou toekoms is God se verlede. Het jy daaraan gedink? Dis wat sukses is. Sukses is nie wie die meeste geld het, of die grootste huis het, of die fancyste reiding het nie. Sukses is purpose vervuld. Die een wat sy purpose kry, en dit vol lewe, hy is suksesvol. En daai is klaar uitgesit vir jou. God het dit klaar, nog voor jy in die moeder se skoot was, het hy al daai mekaar geweef en gewerk, die hele lewe lê uit voor hom, as ek kom hy sê, ek dink as Jesaja 46 sê, ek roep die einde van die begin af aan, want dit het klaar vir hom gebeur. Jou toekoms is sy verlede, en jou toekoms lê nie voor jou nie, jou toekoms lê binne in jou. Come on, yes, Dis soos 'n saadjie, die ability van die saad, wat hy moet voortbring, is nie buite hom nie, dis binne in hom. Die vlug van 'n voël is nie buite hom nie, die vlug is binne in hom, sy purpose is binne in hom. Lukas 17 vers 21 sê hy, moenie dat hulle vir jou sê, die koninkryk word geobserveer met fisiese tekens nie, wat sê, hulle sal sê, kyk hier of kyk daar, want die koninkryk van God is binne in jou, die purpose, die kingdom is binne in jou. Soek eers die koninkryk, en sy geregtigheid, en al die goed sal volg. Al jou sorge van die lewe, al die worries en goed is, nee, moenie daarop fokus nie. Jou toekoms, jou purpose is waarop jy moet fokus. En jy moet confident wees in die Here, dat dit is al klaar uitgelê. Alles wat hy vir jou wil doen en gedoen het, het hy klaar gedoen. Hy het jou lewe klaar gedoen. Hy het jou lewe vir jou klaar gelewe. As jy die goed kan snap, dan kan jy nie bang wees in die lewe nie. Jy kan nie vrees hê nie. Ek dink jy lewe iets wat al klaar by hom gebeur het. Want hy lewe in die ewigheid. Verstaan? En hy het net hierdie 365 dae wat op 'n loop is, heeltyd oor en oor en oor in ewigheid ingesit. Dit wat hier oor en oor speel, ken hy klaar lank al. Hoekom sal ek wakker lê in die aande? Hy slaap nooit nie. Hy's wakker. Moenie jy wakker lê nie. Slaap.
vreeslike lewe nie. Dis nie doom en gloom soos wat die wêreldse predikante en goed sê nie. Die woord van die Here sê ons gaan van heerlikheid tot heerlikheid. Hierdie kingdom is 'n everlasting increase. Dit hou nie op nie. Dit hou nie op nie. Dit raak net meer wow, kragtiger. Die kerk het nooit gestop vir 2000 jaar nie. En vir amper 1000 jaar, plus jaar was daar nie eens 'n Bybel gewees nie. Die kerk het nog steeds gefloreer. Niks kan dit stop nie. Niks kan die liggaam van Christus stop nie. Hy is een keer dood en hy het lewendig geword en hy is vir ewig. So his reign shall be no end. En ons is daai liggaam. Ons tree op as gesande. Ons is konings en priesters. Ek weet nie van julle, maar dit laat my lekker, ek kry so. Kom ons lees 'n paar tekste. Ek het Prediker 1, Ecclesiastes 3 verse 1. To everything there's a season. Sê vir alles is daar 'n season. Hy sê to everything there's a season. Vir alles in hierdie wêreld is daar 'n season. In jou lewe, alles. Hy sê, and a time for every matter or purpose under the heaven. Vir jou purpose, as jy hom soek, gaan die tyd kom, jou season gaan kom, en gaan jy ontkiem, en gaan jy blom. Dit is so. God maak nie iemand om net deur te gaan. As jy die goed gaan weet dat jy's gestuur vir 'n purpose. God het jou gestuur spesiaal. Jy's nie net 'n mistake wat jou ma en pa uitgeoefen het nie. Jy's gestuur deur God, almagtige God, het jou gekies om in hierdie wêreld te wees. Gaan jy blom? En hoef jy nie bang te wees nie. Vers 10. Hy sê, I have seen the painful labor and exertion and miserable business which God has given the sons of men with which to exercise and busy themselves. Hy het gesien dat God het die mense 'n moeilike taak gegee. Hy sê, he has made everything beautiful in its time. For everything under this, maar daar is 'n tyd vir jou. En hy gaan dit mooi maak. Dit weer is nie 'n maklike taak nie. Maar jy moet weet, jy is gestuur vir 'n purpose, en hy gaan dit mooi maak. He has made everything beautiful in its time. He has also planted an eternity in men's hearts and minds, a divinely implanted sense of purpose working through the ages, which nothing under the sun but God alone can satisfy. Dit is so vital. Niks buite jou purpose gaan jou satisfy nie. Niks hoeveelheid geld in jou bankrekening gaan jou kan satisfy, soos om jou purpose te vind in God se nie. Dis hoe jy gemaak is. Jy is planted an eternity in your heart. Jy's uit daai realm uitgebore en ingesit hierso in tyd in. So eternity is in my hart, a sense of belonging, a sense of purpose, 'n dryfkrag om dit uit te oefen is hierso. En tot ons dit nie gaan snap en gaan doen nie, gaan hierdie heeltyd soos 'n short circuit of 'n check engine liggie gaan aankom of whatever. Daar gaan altyd daai issue en struggle wees in jou lewe, al het jy hoe baie geld. Which nothing under the sun but God alone can satisfy. Yet, so that men cannot find out what God has done from the beginning to the end. So goed, jy gaan blom. Jy has made everything beautiful in its time. Jy is gestuur in hierdie aarde in. Jesus sê self, gaan lees weer Johannes 17, wat hy vir hulle sê. Soos wat U my gestuur het, so stuur ek hulle nou. Jy is 'n gestuurde een. Nie die goed so ver skei nie. Ek sê baie keer, Romeine 6 is een van my core goed waarop alles werk eintlik rondom vir my nou. Van as ek dood gegaan het saam met hom,
dan het ek opgestaan saam met hom. Dit gebeur by die doop. Ek is dood onder die water. So is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus Jesus wat in my lewe. So dit wat God sien is Jesus. Mediteer net op dit, laat dit net 'n waarheid raak. So dit wat God sien is Jesus, as jy dood is onder die water, opgestaan saam met Christus, hy sien net vir Jesus. So wat sien hy? Hy sien die koning van die konings. Hy sien die koning van die konings. The Lord of Lords. Moenie bang wees vir die wêreld nie. Moenie fokus op wat die wêreld vir jou sê oor oorloë en brandstofpryse en wat ook al daar te sprake mag wees en aborsies en al daai goedes. Ja, dit is daar. Ek sê nie dit is nie daar nie. Maar moenie laat dit jou ontstel nie. Filippense 3 sê Paulus ook, moet oor niks besorg wees nie. Maar alles wat mooi is, alles wat waar is, dit wat jy vanoggend hoor, daarop moet jy jou aandag fokus. En die waarheid is, jy is gestuur. Soos wat Jesus in hierdie aarde gestuur is, en 'n skoon sluit vir ons gemaak het, word mense 2000 jaar na die kruisiging gestuur in hierdie aarde in, en ons snap dit nie, ons dink ons survive maar net. Jy is gestuur van God af. Jou toekoms lê nie voor jou nie, jou toekoms lê in jou, hier binne in jou. Jy dra dit, jy het purpose. Efesiërs, kom ons lees gou nog, kom ons lees Jesaja 46 vers 9. I say earnestly, remember the former things which I did of old, for I am God, and there is no one else. There is no one else. I am God, and there is none like me. Hy is so goed, as jy nou net moet vat, hoe hy jou hele lewe, hy het jou lewe vir jou gelewe. Hy is verstaan, jou toekoms is sy verlede. Daar's niks waaroor jy moet worry nie, maar dit confidence. Hy sê, is daar nog so skepping soos dit? Is daar nog iets in hierdie aarde? Is daar nog so God wat dit kan doen, wat jou vrees kan wegvat en wat vir jou lewe gee? Is daar nog 'n God wat jou kan laat wedergebore word? Dat die oue weg is en die nuwe een, Christus Jesus het gekom. Die grootste wonderwerk is jou wedergeboorte. Hy sê vers 10, declaring the end and the result from the beginning. Hy roep die einde van die begin af aan. Dit klaar vir hom gebeur. And from ancient times the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure and purpose. Sy purpose sal prevail. Baie is ons planne, maar dit is sy purpose, sy counsel wat sal bystaan vir jou lewe. Ons gaan na Efesiërs 2 vers 10. Efesiërs 2 vers 10. Hy sê, for we are God's own handiwork, his workmanship, recreated in Christ Jesus. Recreated in Christ Jesus. Born anew, that we may do those good works which God predestined, planned beforehand for us, taking paths which he prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which he pre-arranged and made ready for us to live in. Jou toekoms is ou nuus by hom. Recreated in Christ, born anew, that we may do those good works which God predestined. Jy doen nie goeie werke om gered te word, jy doen goeie werke omdat jy gered is. Wat God vooraf vir jou uitgelê het, jou lewe. Planned beforehand for us, taking paths which he prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life, which he pre-arranged and made ready for us to live.
Voel jy vanoggend 'n bietjie ligte? Ons kry 'n bietjie musiek op die stage, klavier of iets. Ek wil nog 'n versie lees, maar nog eenetjie, dan gaan ons klaarmaak. Nog eenetjie. Jy weet, ons doen dieselfde ding. Ons doen dieselfde ding presies. Jy weet, die vervaardiger van hierdie Samsung tablet het nie die ding gemaak en het uitgestuur nie. Verstaan, hy het hom gemaak en hy gesê, ek wil graag hê hierdie ding moet kan e-mails doen en op die internet search en alles. En toe maak hy dit vir daai doel, vir daai purpose. En toe toets hy dit. So hy het hom eers getoets om te kyk asof hierdie produk kan doen waarvoor ek dit wil stuur. En as jy hier sit vanoggend, het die vervaardiger jou gemaak en getoets en toe stuur hy jou. So jou lewe is al gelewe by hom. As dit klink nou seker baie weird, maar hoor jy wat ek sê? 'n Vervaardiger, hy toets sy produk. Hy maak dit. Hy het 'n idee waarvoor dit gestuur moet word. Alles is so. Elke dingetjie het daai mikrofoon, hierdie klavier, alles het 'n vervaardiger wat dit gemaak het vir 'n spesifieke doel en getoets is en gestuur is. En as dit werk, dan stuur hy 'n waarborg. Die woord van God sê die waarborg is die Heilige Gees. Dis 'n bewys dat hierdie produk werk. Ek kan dit garandeer. Ek sit my lewe daarop, Jesus Christus. Het daai prys betaal. En ons kopie nie maar net daai idee in ons alledaagse lewe. Maar dit is presies wat gebeur het met jou wat jy sit vanoggend. Die vervaardiger weet van jou, hy weet jou, hy ken jou al lank voor dit. Jou hele lewe. En as jy hier sit in jy lewe nog, beteken dit dat jy werk. Jy's 'n goeie produk. Jy kan 'n bietjie asemhaal, ontspan. Jy het purpose, jy het rigting, jy's nie net 'n niks werd nie. Want jy's 'n getoetste produk. Ons lees nog enetjie. Psalm 139. Psalm 139. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir u verborge, toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moeder se skoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voor ek gebore was. Hoe wonderlik is u gedagtes oor my, o God. Hoe magtig is hulle almal. Ja. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. Het so 'n goeie Vader. Hy sê u het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae is in u boek opgeskryf, nog voordat ek gebore was. Die Vervaardiger het jou getoets. En jy is goed. En jy is gestuur in hierdie aarde in. En in sy boek is gedagtes oor jou geskryf, wat jou sal laat neerval en sê, is die goed oor my geskryf. Asemrowende, magnifieke gedagtes oor jou, neergeskryf in 'n boek. Al wat jy moet doen, is kontak maak met die author van die boek.
soek die koninkryk en sy geregtigheid. En al die goed sal volg. Hoe wonderlik is hierdie gedagtes nie oor my nie, Here. As ek dit moet tel, is ontelbaar. God dink goed oor jou. So baie goed dink hy oor jou. Omdat hy weet wat hy gestuur het. Die Vervaardiger weet wat hy in hierdie aarde ingestuur het. Dankie, Here. Ons maak ons oë toe. Here, hoe wonderlik is dit nie om te kan dink, Here. Dat daar lê so fantastiese lewe vir ons voor. Dankie, Here, dat U ons gekies het om hier te wees, Here. Dankie dat U ons gemaak het, Here. Dankie, Jesus, dat U ons so skoon gewas het. Dat ons by die Vader na die troon van genade toe kan gaan en versterk te word en krag te kan ontvang. Dat ons by die power source ingekonnekt kan wees 24/7. Halleluja, kom Heilige Gees. Bedien elkeen hier vanoggend. Verkwikking in die gees. 'n nuwe vars update in hulle geesmens. Nie net nog verbygangers in hierdie wêreld nie. Maar mense met visie, mense met ambisie, dinamiese, geesgevulde, vol krag en gesag, konings en priesters van die Allerhoogste. Het is inval by U purpose, Here. Het is inval by U beeld oor ons, Here. Alle leuns, alle minderwaardigheidskomplekse, alle angs kanselleer ek nou in Jesus naam. Dit was 'n leuen nog die hele tyd. Dit was 'n leuen uit die hel uit. Dit is nie waar nie. Vrees en angs kom nie van God nie. Vrede en vreugde en liefde is van die Here Jesus. Elke een is vergewe wat in Jesus is en het purpose in hierdie lewe. Wys hulle, Heilige Gees, waar hulle uitstap hier vandag, guide hulle en wys hulle, Here. Bly vir hulle klein goedjies daar langs die pad wat jou oë sien. Dat hulle sintuie skerp sal wees. Oë ingestel, soos 'n arend se om te kan sien. Nie gefokus op 'n storm nie, maar bo die storm sal uitvlieg. En van hemelse plekke af observeer. Wow. Here, U woord sê, dis U krag wat in ons werk. U krag, Here. Dankie vir 'n toekoms. Dankie vir 'n verwagting, Here, in ons hart. Dankie vir 'n ewigheid in ons hart. Dankie dat ons nie tot niet gaan nie, maar van heerlikheid tot heerlikheid gaan. Seën elkeen hierso vandag. En Heilige Gees hou aan met preek in hulle harte, as hulle hier uitstap. En in die week wat aankom. Die confidence van Jesus, hulle sal consume en in besit neem. Halleluja. Genade en vrede van Jesus Christus. Amen, 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 amen. Dankie julle. Blessings. Koffie en tee daar agter. Geniet dit en ons koekies ook. Geniet, eet op. Dankie.